Hallo, ek is Ronel Besuidnout. Welkom by dag 6 van ons pad langs reeks. Ek noem dit wanneer wag die vinnigste pad vorentoe is. As jy vandag se dagstuk gelees het, weet jy ons praat oor een van die moeilikste dissipline van 'n volgeling, die vermoë om te wag. In ons moderne wêreld is wag dikwels 'n teken van swakheid of ondoeltreffendheid, maar in God se koninkryk is die wagkamer een van die belangrikste plekke van vorming. Jesus sê vir sy disippels in Handelinge 1, moenie van Jerusalem af weggaan nie, wag vir die belofte van die Vader. Hulle moes vir 10 dae lank in 'n bovertrek sit. Hulle moes vir hulle na die mors van kosbare tyd gelyk het. Maar Jesus het geweet om sonder die krag van die Heilige Gees te beweeg, is soos om 'n motor sonder brandstof te stoot. Jy gaan nêrens kom nie, maar jy gaan wel uitgeput wees. Hierdie tema van wag loop soos 'n goue draad deur die hele Bybel. Psalm 27 vers 14 staan daar: wag op die Here, wees sterk. Die Hebreëse woord vir wag is kawaa. Dit beteken letterlik om toue saam te vleg sodat dit 'n sterk lyn vorm, of met spanning te verwag soos 'n tou wat styf getrek is. Wag is dus nie passief nie, dit is 'n aktiewe, gespanne verwagting. Dis soos 'n atleet wat in die wegspringblokke sit. Hy beweeg nog nie, maar elke spier is reg vir aksie. Dis die dissipline om nie weg te spring voor die skoot geklap het nie. Jesaja 40 vers 31 bevestig dit: die wat op die Here wag, weer ek hierdie woord kawaa, hulle kry nuwe krag. En dan kom die volgende: eers wag, dan krag, dan vlieg. Ons grootste probleem is dat ons dinge wil forceer. Ons probeer deure oopskop wat God nog nie ontsluit het nie. Ons dink as ons nie besig is nie, is ons nie goeie disippels nie. Maar die disippels in Handelinge 1 was op hulle gehoorsaamste toe hulle stil gesit het. As jy vandag in 'n wagplek is, of dit nou 'n loopbaan is wat vasgeval het, 'n gebed wat onbeantwoord bly, 'n roeping wat nog wasig voel, moenie dink God het jou vergeet nie. Hy is besig om die toue van jou karakter saam te vleg. Hy is besig om jou voor te berei vir die krag wat nodig gaan wees vir die volgende fase. Wagtyd is nie verlore tyd nie, dis voorbereidingstyd. Soms is die moeilikste stap van die disipel juis om te bly sit tot God sê, nou. Wanneer God sê, moenie net daar staan nie, sit net daar. Kom ons bid saam. Here Jesus, U weet hoe ongeduldig my hart is. Ek wil dinge laat gebeur in my eie krag en op my eie tyd. Help my om te verstaan dat U wagkamer nie 'n plek van straf is nie, 'n plek van toerusting is. Dankie dat U my nie stuur sonder die nodige krag nie. Leer my om te rus in die spanning van die wag. Wanneer ek moeg word van die stilte, versterk my hart met U beloftes. Amen. Sien jou môre op die pad.